Hallo graad 2, ek hoop dit gaan goed en dat julle sover 'n baie lekker week het. Vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor soutwaterdiere. So al die verskillende diere wat in soutwater voorkom of wat selfs naby soutwaterbronne bly. So juffrou weet, julle ken nou al die varswaterdiere. So juffrou gaan gou die lesie oopmaak en dan gaan ons 'n bietjie gesels oor diere wat in die soutwater woon. Reg. Soos julle kan sien, hier soek my vir my so kleiner as dan. Is dit ons opskrif soutwaterdiere en daar's 'n visie en daar's natuurlik opsie, gaan ons bietjie ver en daar's natuurlik die see en ons sien ook 'n rotspoel hier onder, nê. So die eerste ding wat ons leer is dat daar verskillende bronne waar ons soutwater kry. Die eerste ene is soutwaterdiere kom voor in rotspoele. So hier is 'n voorbeeld, rotspoele is gewoonlik vlak en omring met rotse en naby aan die strand of kus. So ons sal sien wanneer dit laagwater is, dan kan ons die rotse sien, daar's gewoonlik klein plassies water, soos julle hier kan sien, ek kyk of ek 'n blokkie kan trek, daar's hy. Baie keer gaan ons krappies daar binne sien. As jy miskien 'n klein net het, dan kan jy klein vissies daar binne vang. Jy kan selfs met 'n vislyn vissies daar vang wat lekker klein nog is. En hier sal jy ook baie keer skulpies kry en allerlei ander klein diertjies. Reg. So die eerste plek waar ons soutwaterdiere kan kry is natuurlik in hierdie rotspoele. Maar soutwaterdiere kom ook voor in die see en in die oseaan. Nou, die see en die oseaan is amper dieselfde ding. Ek weet meestal dat daar praat ons van die see, maar daar is 'n klein verskil tussen die twee wat jy nou gaan verduidelik. Hier kan ons sien, dis die vissies en daar's 'n koraal, en hulle swem in die see. Nou, 'n oseaan is baie groot en baie diep. En juffrou het nou 'n paar voorbeelde vir julle genoem. Nou, hierdie voorbeelde hoef julle glad nie uit julle kop uit te ken nie. Juffrou verduidelik dit maar net vir julle, ek vertel dit maar net vir interessantheidshalwe. So, 'n oseaan is gewoonlik baie groot en baie diep. Nou, ons sal sien hier is die Atlantiese Oseaan, daar wys die pyltjie, en dit is wat ons by Bloubergstrand kry. As ons Melkbos toe gaan, of Veldrik, of Eiserfontein, of Langebaan, al daai plekke langs die Weskus waar die water lekker koud is, daar is die Atlantiese Oseaan. Dit is waar die Atlantiese Oseaan is. Dan kry ons natuurlik ook in hierdie deel die Indiese Oseaan. Nou by Kaappunt, hier by Kaapstad kry ons Kaappunt en die Atlantiese Oseaan en die Indiese Oseaan kom daar by mekaar. Goed, so dit is baie stormagtig daar en daar is baie skepe wat sink as gevolg van die storms. Nou die Indiese Oseaan is hier aan die kant van die land. So daar waar die pyltjie is, die hele groot gedeelte wat blou is. Die Indiese Oseaan is lekker warm, die water is bietjie warmer daai kant, so as jy Mossel Bay toe gaan, of jy gaan Port Elizabeth toe, of ons Londen en Durban, al daai plekke, so water op al hoe warmer, hoe hoër jy opgaan teen die kus, en dis daardie oseaan ons die Indiese Oseaan. Ons kry natuurlik ook die Stille Oseaan, is hier by Australië, en ook hier by Suid-Amerika, en dit is ook 'n baie, kan julle sien hierdie groot gedeelte blou. Dit is ook 'n oseaan, en hierdie drie is drie van die grootste oseane wat jy kry. Die Atlantiese Oseaan, wat hierdie hele stuk hierso is, die Indiese Oseaan, en dan natuurlik die Stille Oseaan. Kom, so juffrou wil dit heeltemal onthou, 'n oseaan is baie groot en baie diep. En as julle die name kan onthou, dan sit 'n bonus, maar julle hoef glad nie dit te onthou nie. Reg, dan die see is gewoonlik kleiner en dis gewoonlik vlakker. So die oseaan is sommer 'n groot woord en dit help ons om onthou, dis die groot een, die diep een. See is 'n klein woordjie en dit help ons om te onthou, dis die klein plekkie, die vlakker ene. Nou hier is ons voorbeeld en julle gaan dadelik sien dat dit baie kleiner is. So kan julle onthou, hierdie kant was die Atlantiese Oseaan, nê? En dis net 'n stukkie daarvan. Maar die Middellandse See is hierdie klein blou gedeeltetjie tussen die lande. Daar kry ons hier die klein stukkie, hy is die Swart See
En hierdie lang maar blou stukkie is die Rooi See. En julle het al van die Rooi See gehoor, want Juffrou het vir julle natuurlik die Bybelstorie vertel van toe Moses deur die Rooi See gegaan het met God se hulp en hy die Rooi See geskei het en die Israeliete van die Egiptiese farao kon ontsnap. So julle kan dadelik sien hierdie gedeeltes is baie kleiner as wat ons nou net gesien het by die oseaan, né? So die see is 'n kleiner gedeelte en hy's vlakker, hy's nie so diep nie. Okay, so dit is die 3 plekke waar ons soutwaterdiere kry. Die rotspoele, die oseaan en die see. Okay, so kom ons kyk na diertjies wat gewoonlik in rotspoele woon. Nou juffrou het nie al die diere wat in rotspoele woon genoem nie. Daar is verskriklik baie. En natuurlik is daar baie diertjies wat baie dieselfde is. So juffrou, die eerste wat ek genoem het is 'n krab. Nou ons kry 'n groot verskeidenheid, groottes en kleure, krappe en hulle almal het 'n ander naam. So juffrou het net 'n paar gekies wat die mees algemeenste is, wat beteken jy sien hulle die meeste in die rotspoele en ons gaan oor hulle praat. Maar as jy van nog weet, dan is dit wonderlik. Jy kan altyd vir ons 'n boodskap op die groepie stuur en dan kan juffrou dan kan die ander maatjies op die groepie dit ook sien. Okay, so nou sal jy sien die wat die heel eerste een genoem het. Krab, jy kan sien hy het 'n knypertjies en hy het 'n lekker bokant, sy skulpie bokant waar hy nie kan seer kry en dit beskerm hom. Ons kry natuurlik 'n stervis en hierdie stervis lyk soos 'n ster, né? En ons het verlede kwartaal toe ons nog in die klas was gesels van die stervis in 'n begripstoets. En die stervis, as hy iemand sy armpies afbreek, dan groei dit weer terug. En dan het hulle ook sulke klein suigbuisies aan die onderkant en dit help vir hulle om vas te steek aan die rotse en te beweeg. Ons kry ook verskeidenheid klein vissies. Gewoonlik raak die vissies al hoe groter, hoe dieper hulle in die see gaan, maar die klein vissies sal gewoonlik in die rotspoele woon. Ons kry mossels. Mossels is gewoonlik teen die rotse vas. En garnale, hulle is baie klein. En natuurlik ook 'n see-anemoon. Dit lyk amper soos 'n plantjie, maar dit is eintlik 'n dier. Reg, dan sê hierso dat sommige diere soos seesterre kan in rotspoele en in die see of in die oseaan voorkom. So 'n seester is nie net in 'n rotspoel nie. Die meeste van hierdie diertjies hierbo kry ons ook in die see of in die oseaan. Maar nie daar waar dit baie diep is nie. As hulle in die see of in die oseaan voorkom, dan sal hulle gewoonlik aan die vlakker kant voorkom. En een van hierdie voorbeelde is seester. Nou juffrou was baie gelukkig. Ek het 'n seester gesien en hom gevat toe juffrou na Zanzibar toe gegaan het. Toe sien juffrou daar's baie verskillende seesterre en ons toergids het my een gaan haal in die water. Hierdie kan julle sien is so 'n bruinbo en oranje in die binnekant en julle kan sien dat buite kamoufleer hy homself so bietjie, né? Hy steek so bietjie weg want hy lyk amper net die rotse, né? En aan die binnekant kom hy vir my 'n bietjie groter. Dan kan julle sien hierso is al daai klein suigmondjies en daai suigmondjies help die seester om natuurlik vas te sit aan die rots en om te kan beweeg. So hierdie is as jy word gedink dit sal interessant is om julle te wys, dit is 'n foto van 'n regte seester. Goed, kom ons gaan nou aan. Rotspoele word wel beïnvloed deur seegetye. Nou wat beteken dit? Dit beteken dat soms verskil die getye. Jy kry 4 getye in 'n dag, dis 2 keer hoogwater en 2 keer laagwater. Wanneer dit laagwater is, dan kan ons die rotspoele sien, want dan trek die water terug en dan is al 'n groot gedeelte van die strand oop. Maar wanneer dit hoogwater is, dan is ook slegs 'n klein stukkie van die strand oop en die rotspoele is onder water. Jy kan baie keer nie glad nie die rotse sien nie en dan is daar ook meer water op die strand. So hier het ek vir julle 'n fotootjie gesit waar dit vir my waar julle kan sien 'n baie klein gedeeltetjie van daai strand is sigbaar. Kan julle sien? Die trappies loop amper tot in die water,
want dis hoogwater, so die water stoot nader aan die strand, en ons baie minder van die strand sigbaar. Jy kan ook glad nie die rotse sien nie, nee, want alles is onder die water. Maar wanneer dit laagwater is, kan jy sien trek die see baie keer so baie terug, dat tot die bootjies gestrand word op die strand. So, jy kan sien hier is 'n groot gedeelte van die strand sigbaar, want die water het teruggetrek, en dan sal jy ook die rotspoele kan sien. En daar staan dit dat hoogwater en laagwater vind in 24 uur 2 keer plaas. So daar's 2 keer hoogwater en 2 keer laagwater. So daar's 4 getye altesaam. Reg. So jy moet onthou, as jy by die see is en jy sien nie 'n rotspoelie, mag dit miskien wees omdat dit hoogwater is en dit onder die water is. Sommige strande het glad nie rotse nie, so daar sal nie rotspoele wees nie, maar meeste strande het, en wanneer dit laagwater is, sal jy dit baie makliker kan sien, en jy sal baie makliker kan gaan kyk na die diertjies wat in die rotspoel woon. Nou gaan ons 'n bietjie gesels oor visse. Ons nou klaar met die rotspoele, ons beweeg nou na diertjies wat in die see of in die oseaan woon, en eerste ding wat ons oor gesels is visse. Nou, jy kry 2 groepe visse. Jy kry tropiese visse, en jy kry natuurlik visse wat in die koue water woon. Nou, tropiese visse woon daar waar dit lekker warm is, waar die water warm is. En daardie visse, sy lisies is baie mooi kleurvol, en hulle kom voor in die warm water. So jy kan sien, hierdie visse lyk sommer baie mooi, hulle is baie mooi kleure, hulle het mooi patrone, selfs die plantjies, die see anemone, en die ander plantjies wat julle sien, dit is ook baie kleurvol. Maar die visse wat in die koue water woon, is gewoonlik visse wat baie groot raak. Hulle is gewoonlik so grys of silwer, en dis ook gewoonlik die visse wat ons eet. So mens kan hierdie visse eet, ek is seker, maar die vis wat ons gewoonlik eet wanneer ons byvoorbeeld tuna eet of by 'n restaurant eet, dit is baie keer visse wat in koue water gevang word. En hier kan jy sien is sulke silwer visse wat amper soos tuna lyk. 'n Tuna kan natuurlik baie groot raak, hy kan baie swaar ook wees. En hier het ek net vir julle interessantheid gesê dat 'n groep visse word 'n skool genoem. Ons het al daar gepraat toe jy vir die daaglikse werkies verduidelik het, maar jy kan ook hier sien, hier is 'n skool visse. Dis 'n hele groep, 'n groot hoeveelheid visse wat bymekaar swem. Reg, ons kyk na die volgende blad. Dan het jy vir 'n hele paar diertjies gekies wat in die see of in die oseaan woon, en van hulle het interessante feite, so kom ons kyk gegaan. Hier sien ons die walvis. Daar was toe juffrou klein was 'n fliek vir die Willie, wat oor 'n walvis gegaan het. So as mamma miskien daardie fliek by die huis het, of sy kan vir jou kry, dan kan jy dit lekker gaan kyk. Dit gaan oor walvisse. En walvisse is nie net die grootste dier in die see nie. Dit is ook die grootste dier op aarde. Hulle is selfs groter as die olifant. So walvisse is baie groot, maar hulle eet gewoonlik baie klein diertjies wat plankton genoem word. Een van die kleinste diertjies in die see. So hulle is dalk die grootste diere, maar hulle eet van die kleinste diertjies. Reg, dan kry ons die haai. Baie van ons is baie bang vir haai, maar studies, dit is mense wat baie gaan leer het oor haie. Hulle het studies gedoen en dit wys dat meeste haie wil eintlik nie vir mense seermaak nie. Baie keer dan dink hulle ons is 'n rop, want ons splas en ons speel in die water. Baie keer is dit duikers wat daai swart klere aan het, 'n swart duikpak, en dan lyk hulle soos 'n rop. Baie keer dan dink die haai, maar ons is nou hier in sy waar hy bly in sy huis, en dan sy baie keer wil hy sy huis beskerm, en dan sal hy ook die mense byt. So die haie wil eintlik nie vir ons seermaak nie. Haie is baie gevaarlik natuurlik, en ons moet natuurlik baie versigtig wees. Wanneer daar's altyd gewoonlik by die strand 'n haai vlag, daar waar daar baie haie is, en daai help ons natuurlik om te weet wanneer kan ons gaan swem, wanneer ons 'n oop plekkie op ons been of op ons voet het wat bloei, dan moet ons ook nie in die see gaan nie, want haie kan natuurlik bloed baie verryk. So, ek weet haie kan baie skrikkerig wees, maar ek dink nie ons hoef te bang te wees vir hulle nie, want hulle vang eintlik ander diere om te eet. Hulle verkies nie om ons te eet nie.
Haie het 5 rye tande. Meeste van hulle het, ons het 1 ry tandjies onder en 1 ry tandjies bo. Nou hulle het 5 rye tande. 1, 2, 3, 4, 5 aan die binnekant. En elke keer wanneer daar 'n rytjie tande te veel van weg is, dan sal die agterste ry vorentoe skuif. So die haai sal altyd tande hê om sy kos te kan eet en natuurlik ook om homself te kan beskerm. So dit ek gedink is baie interessant. Dolfyne sê hulle is baie intelligente diere. Hulle sê dat dolfyne is een van die diere wat die slimste diere is, veral in die see. En hulle kom baie keer baie vriendelik voor. So hulle is die teenoorgestelde van 'n haai. As jy 'n dolfyn sien, dan hoef jy gewoonlik nie bang te wees nie. Dolfyne is ook baie keer baie lief om na mense toe te kom. Hulle is sosiale diere, dit beteken hulle hou van om in groepe te beweeg en hier kan jy sien spring die dolfyntjie deur die water. Dan kry jy natuurlik 'n jellyvis en 'n jellyvis het nie 'n hart nie, dit het nie brein nie, dit het bene en dit het ook nie oë nie. So hoe interessant is die diertjie? Hy gebruik hierdie tentakels baie keer om sy prooi te vang en so eet hy sy prooi. So hulle het nie 'n brein of 'n hart of bene of oë nie. Reg, dan is ons by seeperdjie, is een van juffrou se gunsteling seediere. En gewoonlik met al die diere lê die mamma die eiers of die mamma gee geboorte aan die kleintjies, maar by die seeperdjie gee die wyfie, die vroutjie seeperdjie, al haar eiertjies vir die mannetjie. En die mannetjie dra al die seeperdjie eiers totdat dit reg is om uit te broei en dan is daar klein baba eiertjies. So dit is een van die min diere waar die mannetjie die babatjies by hom hou. Soos julle kan sien is hy baie klein en hulle gebruik gewoonlik die stertjies om seegras of om sulke stokkies, jy kan sien daar in die agtergrond, hulle stertjies te krul en dan kan hulle veilig bly veral wanneer die water baie onstuimig is of wanneer dit miskien getye is wat geruil word, dan kan hulle hier aan vashak. Nou, dan kry ons natuurlik ook 'n kreef. Krewe het ook natuurlik knypers. Jy klop verskillende tipe krewe en jy probeer dat in die Weskus kan jy gaan kreef duik. Jy het natuurlik 'n permit nodig. Dit beteken is amper soos 'n lisensie wat jy kry en dan sê dit vir jou hoeveel krewe jy mag gaan uithaal en ook wanneer jy dit mag gaan uithaal. Maar ons mag nie enige tyd in die see ingaan en die krewe gaan uithaal nie. Ons moet 'n permit hê en ons mag net op sekere tyd krewe gaan uithaal en ons mag ook net 'n sekere hoeveelheid uit gaan haal. So 'n kreef is ook iets wat jy kan eet. Dit smaak ook baie lekker. Dan so 'n baie oulike diertjie, die waterskilpad. Hulle kan ook op die land oorleef. So meeste van die diere waar jy van gesels het, kan nie buite die water oorleef nie of kan nie vir baie lank buite die water oorleef nie. Nou 'n waterskilpad kan buite die water oorleef en hy gaan gewoonlik uit die water na die strand en hy lê sy eiertjies onder die sand op die strand en dan gaan hy terug na die water toe. En dan wanneer die baba waterskilpadjies uitbroei, dan kom hulle terug na die see toe en dan kyk die waterskilpad mamma na hulle. So hierdie lyk amper net 'n regte skilpad, maar jy kan sien sy voetjies lyk 'n bietjie anderste om te help om te kan swem. Ons kry natuurlik ook seekatte en hulle het gewoonlik 8 arms. Jy kan sien hulle het ook sulke buisvoetjies, sulke klein suigbuisies onder hulle armpies waar hulle lekker kan vassuig en wat hulle ook gebruik om hulle prooi mee te vang. Hier kry ons die pylstert, en jy kry baie verskillende pylsterte. Sommige van die pylsterte is giftig, so jy kan doodgaan as hulle stertjies vir jou, gewoonlik is daar sulke klein stekeltjies aan die stertjies, en as dit vir jou steek, dan kan jy doodgaan as dit giftig is, maar baie van hulle is nie giftig nie. En hulle is baie lief om op die grond te beweeg. So hulle kamoufleer ook so bietjie. Hulle steek ook so bietjie weg, want wanneer hulle op die grond lê en hulle lê dood stil, dan sal jy nooit weet hulle is daar nie, want hulle lyk amper nes die grond. En die pylstert is natuurlik 'n familielid van die haai. So hulle is ver langs familie van die haai as jy kyk na hulle lyfies
die lyf is al baie verander, maar hulle het ook vinne en hulle het 'n ronde mondjie, heel onder hier aan die onderkant. Dan kry ons natuurlik ook koraal, maar jy sal sien hier, ek maak 'n bietjie groter. Wat dan? Daar lyk vir is 'n visie, maar jy sal sien hier is verskillende, daar's 'n koraal, hierdie rooi, hierdie geel, klomp verskillende koraal. En juffrou het eintlik altyd gedink koraal is 'n plant. Maar toe juffrou 'n bietjie navorsing gaan doen vir hierdie lesie vir julle, toe vind ek uit koraal is eintlik 'n klomp baie klein diertjies wat saam woon en hierdie wat soos plante lyk vorm. So hulle het kry ook kossies, hulle haal ook asem onder die water en hulle is nie 'n plant nie, hulle is 'n klomp klein diertjies bymekaar. So jy sal sien ons koraal is gewoonlik baie kleurvol, want hulle kom gewoonlik in die tropiese gebiede voor, daar waar daai visse ook is wat so mooi kleurvol is. Daardie visse kan baie keer wegsteek tussen die koraal, want hulle lyk baie keer net so kleurvol. Koraal kan ook baie skerp wees. So as jy ooit koraal sou sien, moenie daaraan vat nie, want jy kan jouself baie maklik sny en baie keer steek daar diertjies weg tussen die koraal. As hulle skrik, mag hulle miskien heel moontlik vir jou seermaak. So jy kan sien hier groei die koraal af teen 'n rif. 'n Rif is natuurlik 'n groep koraal, waar groep koraal groei. So jy kan sien hier, dit lyk amper soos 'n klein, soos 'n rop of 'n waterskop wat in die agtergrond, maar daar is klomp verskillende kleure en vorms van koraal. Reg, dan is daar natuurlik diere wat nie net in die see woon nie. Hulle kan in die see woon, maar hulle woon ook op die land. Hulle kan oorleef op die land ook. Eerstens is natuurlik 'n rob. Ons sien dit verskriklik baie. As ons waterfront toe gaan, sien ons baie keer robbe in die hawe. Juffrou weet, juffrou gaan baie gereeld na Mossel Baai toe. Daar's 'n rob eiland. So die hele eiland is vol robbe. En jy sal sien hulle kan op die land loop, maar hulle lyf is eintlik gemaak om te kan swem. Hulle kan baie vinnig swem en hulle vang natuurlik visse om te eet. Nou, die walrus hierso lyk baie soos die rob, behalwe hy's baie groter as die rob. En soos julle kan sien, hy het lekker groot tande, kan julle sien. En walrusse woon gewoonlik in plekke waar dit baie koud is. So julle kan in die agtergrond die sneeu sien, want 'n walrus se vel is verskriklik dik en dit hou hom lekker warm. Terwyl robbe kan jy in die warm water kry, jy kan in die koue water kry. Hulle swem oral. Die walrus is gemaak, sy lyfie is gemaak om homself warm te hou en hy kan oorleef in baie koue plekke. Selfs met die ysbeer, ons kry natuurlik 'n ysbeer by die Noordpool en Groenland, klomp verskillende plekke waar ons ysbere kry. Hulle lyf is ook so gemaak dat hulle kan oorleef in die koue weer. So hulle pels is baie dik en hulle kan ook baie goed swem in die water. Laastens kan natuurlik die pikkewyn. Julle weet ook dat die pikkewyn kan baie lekker swem en hulle waggel so 'n bietjie op die strand. By Simonstad is daar 'n strand waar daar net pikkewyne is. Ons kry natuurlik baie ander plekke langs die kus waar daar pikkewyntjies is en waar ons hulle baie keer versorg en beskerm en seker maak dat hulle 'n plekjie het om te bly. Pikkewyne is ook baie lief vir koue water, so dis hoekom ons hulle in Simonstad kry, dis waar die Atlantiese Oseaan is, maar jy sal hulle ook in selfs nog kouer gebiede waar daar sneeu is kry. Hulle eet ook vis en jy kan sien hierdie baba pikkewyntjies nog lekker vol donsies, hy is nog besig om groot te raak. Dan kry ons natuurlik ook baie verskillende voeltjies wat langs die see of oseaan woon en wat ook baie keer hulle kossies in rotspoele kan kry, soos klein krappies, vissies, enige klein diertjie wat jy miskien kan gryp en kan eet. Ons kry die seemeeu, ons weet hulle is baie algemeen in die Weskaap. Die albatros is 'n baie groot wit seevoël. Dit lyk amper soos 'n seemeeu, maar hy's baie groter.
Ons skryf die duiker. Nou 'n duiker kan jy ook by vars water kry. Dit hang net af watter tipe duiker dit is en watter gebied jy in is, maar hulle kan ons ook kry by die see of die oseaan. Hier is 'n magas, dit is ook 'n tipe seemeeu amper. Jy sal sien hulle koppies is so 'n bietjie geel, hulle eet ook visse. Jy kan sien hulle is ook in baie groot groepe kry jy hulle. Dan is dit hierdie klein voeltjie, ons noem hulle 'n strandloper. Hulle het sulke klein fyn beentjies, amper soos 'n mossie. En as 'n klein voeltjie, jy sal baie keer vir hulle oor die strand sien hardloop op soek na baie klein diertjies. Laastens kyk die swart topie. Hulle is ook baie algemeen langs die Weskus. Jy sal sien hy het 'n lang snavel wat so oranje kleurig is en sy lyfie, sy veertjies is swart en wit. En dit is die einde van juffrou se lesie. Reg, juffrou hoop dat julle 'n bietjie meer geleer het van diere wat in die soutwater woon, dat julle miskien 'n paar interessante feite gehoor het, soos die haai wat 5 rye tande het en die jellyfish wat nie hart of 'n brein of arms of oë het nie. Juffrou het dit geweet voordat ek die lesie vir julle gemaak het nie. So juffrou het ook lekker baie nuwe dinge geleer. Juffrou hoop julle het hierdie tema baie geniet en juffrou sien ook uit daarna wanneer lockdown klaar is om weer see toe te kan gaan en weer al hierdie diertjies te kan sien wat in die rotspoele woon, die voeltjies wat bo ons kop vlieg wat ook naby die see woon en selfs miskien wanneer ons met vakansie gaan om van die ander diere te sien as ons gelukkig is. Reg, juffrou hoop julle het 'n baie lekker middag. Juffrou gesels weer met julle. Tattig wat te wees.